Here, dankie dat ons het vermoere kan sê, alle lof, eer en aanbidding, alleen aan U. Heilige Gees, dankie dat U elkeen van ons vermoere aanraak, omdat U die kenner is van harte. Here, U weet hoe om met elkeen van ons te praat. Here, met sommige van ons praat U sagter as ander. Here, maar dankie dat U 'n kenner van harte is. Here, dankie ook vir die boodskap wat U vanmôre vir ons gaan bring. Here, mag U ook daardeur verheerlik word. Alle lof, eer en aanbidding net aan U alleen. Amen. Baie welkom aan ons ander boeties en sissies wat ook nou ingeskakel het. Mag julle ook die aanraking van die Heilige Gees ondervind ook daar waar julle is. Vanmôre toe die ramshoring blaas, toe voel ek dadelik die vrees wat sommige mag voel. Toe die Here dadelik gewys, dit moenie 'n teken van vrees wees nie, maar dit moet 'n teken wees as herstel vir elkeen van ons, om opgerig te word as priester en profeet. Dit is nie 'n teken van vrees nie. My gebed is werklik waar dat die Here ons sal help, veral vir ons manne, om as priester en profeet van ons gesinne op te staan. Ons geliefdes het ons nodig. Toe ons 'n lied gesing het van die Here maak 'n weg vir my. Vir sommige van ons voel dit asof sommige omstandighede dieselfde is as laasweek. Die Here sal 'n weg maak. Ons moet net getrou bly aan sy voete, ons moet getrou bly. Ons kan nie wanneer enige iets oor ons pad kom, net terugval nie, ons moet getrou bly. Ons dien die Here nie op grond van wat hy vir ons gee, of kan doen nie, maar op grond van omdat hy God is, nie vir dit wat ons kan terugkry nie. Gee die Here vir ons iets en sê ons dankie Here, kry ons nie op ons tyd iets en sê ons ook dankie Here, U het 'n groter prentjie wat ek nie sien nie. Maar die Here vra net vanmôre, bly getrou, hy sal ook vir jou 'n weg maak. Ons sal lied sing van What am I living for, if not for you. Dit help nie ons lewe vir ons geliefdes en mense en rykdom nie. Alles gaan verlore gaan. Op die einde van die dag draai alles maar net om die Here. Dit is waarom dit draai, nie om onsself nie, nie om wat ons uit enige iets kan kry of voordeel wat ons kan kry nie, nie is voordeel uit die Here uit nie. Want ook dit is genade. Toe ons Holy Forever gesing het, kom het dadelik in my op, wat die Here sê, strewe na heiligmaking. Maar ook wees heilig, want ek is heilig. Amen. Die Here weet, niemand van ons is heilig nie. Maar die Here sê vanmôre, strewe na heiligmaking. So elke dag moet ek 'n beter weergawe vir myself word, wanneer ek vir myself in die spieël kyk. Amen. Miskien hou ek nie vir myself om in die spieël te kyk nie.
Maar as 'n mens vir jouself kyk, dan sê mense, die Here het nie die werk wat hy begin het met my, gaan hy net daar los nie. En soos dit vir elkeen van ons, maar ons sal moet saamwerk. Die oproep vanmôre vir die Here is, aan elkeen van ons, toe ons die laaste lied gesing het, as ons nie voel dit roer nog in enige een van ons gees, wanneer ons met enige iets, as ons vir die Here alle lof, eer en aanbidding bring, of 'n boodskap, of enige iets van die Here af, as ons voel, ons word nie geroer, soos ons moet nie, dan moet ons vir die Here sê, Here, verander my, soos wat U wil hê ek moet wees. Baie dankie ook vir die Here wat vanmôre vir ons die boodskap bring deur Koert, en sê vir die Here baie dankie daarvoor. Ons Vader, U wat in die hemel is. Ons Vader wat in die hemel is. Laat U naam geheilig wees. En elke asem, elke woord wat val, laat het deur my lewe lees. Laat U koninkryk nou kom, hier waar ek staan, hier waar ek val. Laat U wil geskied, my God, soos in die hemel, oor alles, oor alles. Leer my om te vertrou, selfs as ek nie verstaan. Gee ons vandag ons daglikse brood. Hou my vas wanneer ek voel ek is klein. Vergeef my skuld soos ek leer om te vergewe. En lei my deur die pyn. Moet my nie los in versoeking. Verlos my van die donker binne my. Want aan U behoort alles vir altyd. My God, U bly. Amen, amen. U behoort die krag, die eer. Verloor my pad, herinner my wie is, dat selfs in storms en stilgebroke nagte U nog steeds my Vader is. U koninkryk, U krag, U heerlikheid, vir altyd. Vir altyd gee ons vandag ons daglikse brood. Hou my vas wanneer ek nie meer
Vergeef my skuld, leer my om los te laat en wys my wie ek kan wees in die lig. Moet my nie los in versoeking nie. Verlos my van die donker binne my. Want aan U behoort alles vir altyd, nou en vir altyd. Ons Vader, Almagtige God en Hemelse Vader, ek kom vanoggend in die naam van Jesus, wat die weg, die waarheid en die lewe is, om ek opnuut na U toe, U wat God skepper is van hemel en aarde, U is ek is God van Abraham, Isak en Jakob, U wat koning is, van volke, van nasies, wat gister, vandag, môre altyd dieselfde is. Op my knie aanbid ek en dien ek U vandag, as die God van die onmoontlike, die God van meer as genoeg, die God wat gee ver bo dit is wat ons vra. Here, U is die eerste, die laaste, die begin en die einde, die Alfa, die Omega, die leeu van Juda, God van Dawid. Ons prys U vir hierdie dag. Mag U naam geheilig word, mag U koninkryk kom, mag U wil geskied. Soos in die hemel, Here, net so ook, U op aarde. My gebed vandag is dat ek bid vir my medebroers en susters wat hier sit, dat U hulle absoluut sal versterk, deur die krag van die Heilige Gees, en dat ons U van ons kant af, Here, U sal verheerlik deur ons geloof en ons gehoorsaamheid in die woord. Die woord sê in Lukas 6:46, wat help het, julle noem my Here, Here, en julle gehoorsaam, nie my woord nie. Here, ek is die hoofpriester van my eie tabernakel, my eie tempel, my eie liggaam. En dis my keuse volgens Spreuke 18:21, lewe en dood is in die mag van die tong. Maar my keuse is vandag om te sê, ek kan bid die drie-enige God, Vader, Seun en Heilige Gees, die God van Abraham, Isak en Jakob, die God van Dawid, God van Israel. Dis my keuse om te sê, U, Jesus Christus, sit op die troonstoel van my hart. Minder van myself, meer van U. Verheerlik U self deur my vandag in Jesus Christus se naam. Ek bid vandag vir 'n wag voor my mond, dat U my tong nou sal knoop volgens Psalms 141 vers 3, dat dit wat uit my mond uit nou sal stroom, net van die Heilige Gees af sal kom, niks wat van Koert Jordaan afkom nie, niks wat van Janine Jordaan afkom nie, niks van Satan of sy bose koninkryk afkom nie, maar dat dit wat ek nou spreek, uit my gees, uit my hart, van die Heilige Gees af sal kom. Here, U maak van my die kop en die ster, U sit my bo en die onder, U stel my eerste en die laaste, en U laat my uitleen, en nooit hoef te leen, omdat U wat God is en beheer is van my lewe. Dis U om U te verheerlik, en U alleen. Ek prys op hierdie groot dag, aan U kom al die lof en eer toe, in Jesus Christus se naam. Amen. Ek wil vir almal baie welkom sê, as ek so 'n bietjie emosioneel is en bewoos. Ek het al baie video's gemaak op YouTube en op Facebook, baie mense ken my so, maar hierdie is vir my 'n groot dag, is vir my en my vrou, my gesin, baie mense 'n groot dag, so as ek so af en toe so 'n bietjie bewoor raak, en emosioneel, julle moet weet waar ek vandaan kom. Ek het 'n harde pad gestap tot waar ons is vandag. Ek wil vir John Ministries, Pastoor Ellen, vir jou, Pastoor Annetjie, vir julle Christelike familie wat almal hier sit, wat my verwelkom het, met soveel liefde en gasvryheid. Dit is vir my 'n fantastiese voorreg, om vandag in julle lewens in te bou. Vir die geleentheid en die kans wat julle as Christelike familie, broers en susters in die Here Jesus Christus vir my gee, in geloof en gehoorsaamheid en opdrag van God af. Ons gee vir God die lof en eer. Mag julle bediening van krag tot krag gaan. Mag die Here julle grondgebied vergroot. Mag julle die begin van op baie geestelike spore saam met julle wees. In Jesus Christus. Ek dank U vir julle pragtige hart en julle liefde. Ek wil ook graag van die geleentheid gebruik maak om vir ons al ons aanlyn kykers te verwelkom.
waar jy jouself vandag ook al bevind, as jy 'n pa is of 'n ma is, of jy in die tronk sit, en of jy vandag in die hospitaal het wat jy siek is. Miskien is dit die dae, een van daai moeilike dae, wat jou kinders jou verwerp het, of wat jou ouers jou verwerp het, wat jy vandag stikkend sit, en nie weet hoe om verder aan te gaan in jou lewe nie. Ek wil hê vandag, jy moet baie mooi luister, wat uit my mond uit gaan spoel. Vir elke pa wat hier sit, vir elke wat vandag na my luister, wat 'n fantastiese voorreg. Dit is nie 'n reg nie, dit is 'n voorreg om 'n pa te kan wees. Amen. Ons werk met die room van God se koninkryk, die room. En ek wil vandag vir julle sê, ons manne sal ons huise in orde moet kry. Amen. Ek wil vir julle sê, hier kom nie 'n maklike tyd in Suid-Afrika nie. En die Here wil vandag vir julle sê, geniet hierdie eer en erkenning wat julle kry. Maar julle gaan julle huis in orde moet kry. Julle gaan hoor deur hierdie woord wat die Here op my hart kom druk het. Ek is nie om te speel nie, ek is hier om te praat wat die Here op my hart sê. As ek dit nie doen nie, ja, is julle bloed op my hande. Ek wil vir die mense wat van ver af kom, almal wat voor ek lief is, ou Jonathan, Arista, Michelle, julle is vir my 10 penne, wat julle my stewig vashou in die bediening. Ek glo nie julle besef hoe kosbaar julle mense vir my is nie, vir my gesin. Ek is so lief vir julle. Ek is so lief vir Joe Ministries. Jesus is liefde. Dis wat ek omvat het van hierdie mense, met soveel liefde en deernis. Christel, vir jou en jou span, julle dit lyk fantasties soos. Ek wil hê dat ons vir hulle 'n fantastiese hande klap. Gee al die lof. Vir al die aanlyn kykers wat vandag na my luister, wat ook al jou redes is, hoekom jy nie is nie. Miskien kyk jy van ver af. Vir ons as 'n gesin en familie in Christus Jesus 'n wonderlike voorreg. Matteus 12:46-50 sê die Here, wie is my broer, wie is Jesus se broer, wie is sy susters, wie is sy moeders, almal wat die wil van God doen. En ek wil vandag vir sê, ek het 'n woord vir julle, almal wat na my luister vandag, wat ook al jou redes mag wees, as dit 'n goeie rede is, berus ons daarby. Maar as jy weet vandag, jy kon nie wees, wil ek vandag vir jou sê, hierdie is die eerste van nog baie, sal jou baie graag wil ontmoet. En dis hier waar die gemeenskap van die heiliges by mekaar kom, wat ons mekaar bedien met ons geestelike gawes, wat ons van God af ontvang het. Ons wil hierdie einste liefde aan julle, ons wil dit aan julle oorspeel. Die Here gee vir julle woord, Hebreërs 10:25. Ons moenie van die samekomste van die gemeente af wegbly, soos party se gewoonte is nie, maar mekaar eerder aanmoedig om daarheen te gaan. En dit is te meer na mate julle die oordeelsdag sien naderkom. Hoekom moet jy hier wees? Dit gaan nie oor die woord wat ek vandag alleen bring nie, dit is wat hierna gebeur. As daai knoppie afgesit word, dan mis jy die kern van die absolute teenwoordigheid van die Here, wat hy wil doen hier so in die hart en die gees van soveel mans, wat vandag hier, selfs vrouens, wat die Here 'n doel en 'n plan het met almal. Ek wil vir julle sê dat hoe ek hier opgeëindig het, eintlik wonderlik. Verlede Sondagoggend sit ek en my vrou, ons het 'n moeilike week agter die rug, en ons luister na hom Angus Baggen se preek, sommer so op Revival Train op 'n YouTube kanaal. En terwyl ek dit lees, dit het gegaan oor die berge, die mountains, wat jy kan nie net by 'n berg sit nie, jy kan aanbeweeg, anders dan gaan jy vervelig raak, jy gaan gemaklik raak daar. En weet julle wat, ek het daai preek nog eers klaar geluister, ek was ook besig om te luister, maar so met die een oor, vir my en my vrou bietjie kos te maak. En pastoor Allen bel my, die foon was, ek het nie geantwoord nie, ek was besig om die preek te kyk, en daarna stuur hy sommer vir my 'n boodskap, wat hy sê, die Here druk op hom en sy vrou se hart, pastoor Annetjie, die Here druk op hulle hart om my uit te nooi, om te bietjie te kom inploeg hier in hulle bediening, en wat 'n wonderlike voorreg. Dit is vir my 'n fantastiese voorreg. Ek en my vrou het gaan stil raak. Ek het vir hom sê, ek kom terug na hom toe, want ek het myself altyd gesê, ek sal nie my voete hier sit. Ek sal nie my voete hier voorsit, as dit nie God se perfekte wil is nie. Ek is jammer, hierdie werk kom net met eenvoudig te veel verantwoordelikheid. En ons is hier besig om geld uit te deel, ons werk hier met die siele van mense. En die Here vir my maandag aand, 7:00 agter dit ons woord ontvang. Ek kan bedien, dis die Here se perfekte wil. Ek het vir pastoor Allen en Tanya, pastoor Annetjie het ek gelaat weet,
En weet julle wat? Dinsdagoggend 4:00, sit die Here hierdie hele boodskap wat julle nou gaan hoor, in my hart neer. En al wat ek gedoen het, 4:00 daai oggend, ek het alles wat hier geplaas is, gaan oorgooi op papier, op hierdie laptop. Vir my, ek hou daarvan, ek is op my best as ek uit my hart uit praat. Ek hou daarvan, ek wil nie 'n ding afkom lees nie. Maar ek wil vandag vir julle een ding sê, ek het 'n baie belangrike opdrag van God ontvang. Ek kan nie by die huis instap vanmiddag, en ek het 'n helfte of 'n kwart van hierdie boodskap nie uitgebring nie. Dis vir die Here verskriklik belangrik. Julle moet julle gees, julle harte oopmaak, en julle moet luister vandag, wat die Here na julle toe bring. Dis verskriklik belangrik. Vir elke pa, dis 'n absolute eer en voorreg. Daar het so baie met my gebeur. My vrou weet ook, ek het woensdag aand glad nie geslaap nie. Donderdag was ek saam met mense hospitaal toe, en ek sit daar so met die Here in 'n sielestryd. Wat wil die Here hê? Want ek wil nie die boodskap kom sit en aflees hier vir julle nie. Ek hou daarvan om vryheid te hê en te praat. Dis waar ek op my beste is, uit my gees, uit my hart uit. En die Here laat my weer daai video kyk van hom Angus Baggen. Hy laat my weer daai video kyk. En daar vertel hom Angus Baggen hoe hy 3 maande vir sy eerste preek voorberei het. 3 maande. En toe hy voor die kerk in Greytown staan, het hy sy eerste papier, hy oop, en hy lees die papier en bid. En toe hy daai bladsy oorswaai, bladsy 2 toe, daar is daar nie 'n bladsy 2 nie. Dis dit bladsy 15. En hy het sy vrou mekaar so geloer, en hy stap by die kerk, het gaan kyk in die bakkie, of sy res van sy papier daar uit, en sy kom daar aan, en sy swaai hande, of sy sê, daar's niks. En daar begin daai man in geloof uit 'n boot uit klim op water, en God het hom nie gesink nie, hom nie verdrink nie, om op water laat stap. En kyk waar is daai man vandag, kyk wat doen hy. Ek het soveel liefde, respek vir daai man. En dit wys het, wat kan die Here, vir hom is niks onmoontlik nie. Hy's 'n waarmaker van sy woord. En so kan in elke pa se gees hart hier werk vandag. Ek is nie 'n pastoor nie, ek is 'n mens, derms en pens net soos julle. Ek het net 2013 in my hand opgesteek, dat ek nergens meer het om te gaan nie. En die Here het my kom aanraak, julle sal dit hoor vandag. En ek was nooit ooit weer dieselfde van daar af nie. Dit is vir my 'n fantastiese voorreg om vandag in julle lewens in te bou. Mag die Here julle gees, julle hart ontvanklik maak. Mag dit absoluut die trefkrag hê waarvoor dit bestem is. Ek gaan hard praat, reguit praat. Ek gaan nie draai en praat nie. Julle moet weet, ek is hier om 'n boodskap te bring met baie, baie liefde en respek onder die gesag en autoriteit van die almagtige God. Maar ook 'n voorreg met my Christelike familie waar daar sit, pastoor Annetjie en Ellen. Ek is hier om julle te respekteer. As jy wil eers te staan in die koninkryk van God, jy moet jy bereid wees om ander te dien. Nederig, sagmoedig op jou knie, bereid om voete te was. En dis waar ek is. Jy het my 'n geleentheid en 'n kans gegee, en ek is nie om julle te leer te stel nie. My liewe broer en suster, my vlerke word gesprei, die wêreld het nodig om te luister, te hoor wat God op my hart kom lê het. God se woord was baie hard en duidelik aan my. Jeremia 1:17, maak klaar, staan op, sê vir hulle alles wat ek jou beveel. Moenie vir hulle skrik nie, want dan verpletter ek jou voor hulle. Iemand wat sê, 1 Johannes 2 vers 4 tot 6, iemand wat sê, ek ken hom, maar nie sy gebooie gehoorsaam nie, is 'n leienaar, en die waarheid is nie in hom nie. Wie sy woord egter gehoorsaam, in hom het die liefde van God werklik sy doel volkome bereik. Hieraan weet ons, dat ons in hom is. Wie beweer dat hy in hom bly, behoort self ook te lewe, soos Jesus Christus gelewe het. Baie belangrik, alles gaan oor geld vandag, oor menslike behoeftes en verwagtinge om in die menslike behoeftes te bevredig. Kyk al die advertensies, kyk al die specials, kyk al die geskenke in die bederf. Maak op jou Bybel, enige Bybel, maak nie saak nie. Maak op jou Bybel, wys vir my een voorbeeld in God se woord, waar God se kinders Vadersdag, Moedersdag, Valentynsdag of Jeugdag gevier het. Jy sal dit nie in die Bybel kry nie. Weet julle hoekom? Want dit is wêrelds. Dit het absoluut niks met God of met sy koninkryk uit te waai nie. Die woord sê, luister mooi wat die Here sê. Matteus 22 vers 36 tot 40. Meneer vra hy, wat is die grootste gebod in die wet?
Jesus antwoord hom, jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart, met jou hele siel, met jou hele verstand, met al jou krag. Dit is die grootste en die eerste gebod. En die tweede wat hiermee gelyk staan is, jy moet jou naaste lief hê soos jouself. En hierdie twee gebooie is die hele wet en die profete saamgevat. So liefde en respek vir mekaar is in elk geval deel van 'n opregte kind van God se lewe. Elke dag in jou lewe moet Vadersdag, Moedersdag, Jeugdag, Valentynsdag wees. Ons het skape geword vir die wêreld. Ons is hard op pad, slagpale toe. Indirek, ons kom dit nie agter nie, diskrimineer ons teen ander Christene, ander mans wat hier sit, en selfs die wat luister vandag na my, wat die kinders het nie, wat die kinders kan kry nie. Ek gee graag twee voorbeelde. Een van hulle is die klankingenieur wat daar agter sit by broer, wat nie sy eie kind het nie. En skies as ek partykeer bevoor raak. En dan het ek 'n groot broer van my, die Here Jesus Christus, hy is heel moontlik nou besig om te luister na my. Hy is in die Kongo, hy werk in die Kongo. Die man het nie sy eie kind nie, maar hy vat sy stiefkinders en hy behandel hulle soos hulle eie. Daai man dra daai man op hulle hande. Is God miskien nie lief vir hulle nie? Is hulle miskien misgekyk, verwerp, nie goed genoeg in die oë van die Here nie? Nee, my liewe broer en suster, ek wens julle kan partymal sien wat hierdie twee mense vir die werk van die Here doen. Daar is baie kinders wat weesgelaat is hier buite. Kinders wat weggegooi is. Dit is hier waar mense soos hulle 'n massiewe groot rol speel. Kyk na Jesus, die seun van die allerheilige God. Hy het nie vrouens of kinders gehad nie. Hy was 100% uitverkoop as heilige offer vir die koninkryk van sy Vader. Met soveel respek het Jesus uitgeroep, U wil, my Vader, nie my wil nie, U wil en U wil alleen. Dit is die voorbeeld wat Jesus vir ons omstel het. Baie van ons paas, baie van ons maas wat miskien vanoggend hier sit, miskien die wat vanoggend luister na my op aanlyn, het hulle kinders verloor. Deur noodlot, soos motorongelukke, selfmoord en siektes. Daar soos hierdie is vir hulle baie moeilik en hartseer. Ons het absoluut geen rede om trots te wees op onsself nie. Kyk hoe lyk ons land, kyk hoe lyk ons vrouens en ons kinders, verkrag, misbruik, geslaan, vervloek, vermoor, aangerand, ontvoer, tientalle kinders word sonder 'n pa-figuur groot. Kyk al die optogte, kyk al die aborsies, kyk al die egskeidings, gaan kyk, hoe gaan dit binne ons land se howe, gaan kyk, hoe die vrouens en kinders beklei vir hulle regte, om te bestaan, om 'n lewe te maak. Baie van ons sogenaamde paas hier buite, is te sleg, om hulle verantwoordelikheid na te kom, en daarvoor meneer, moet jy weet, vandag, jy gaan pa staan voor die Here. Daar staan geskrywe, Matteus 18, 6 en 7, elkeen wat een van hierdie kleintjies wat in my glo, van my afvallig maak, vir hom is dit beter as hy met 'n groot meelsteen aan sy nek in die diep see verdrink. Hoe jammer tog vir die wêreld, dat daar dinge is wat die mens afvallig maak. Sulke dinge kom noodwendig, maar weer die mens deur wie dit kom. Tyd om te bekeer, tyd om met 'n krag terug te draai na die Here toe. Jy gaan nie jou lewe na die dood regmaak nie. My liewe broer en suster, almal wat vandag na my luister, almal wat na my kyk, so af en toe gaan ek bietjie beweeg. Ek wil julle so 'n bietjie vertel van myself. Ons het in 'n gebalanseerde huis groot geword, 'n gebalanseerde huis. My ma is 'n orgelis, sy speel tot vandag toe 'n orgel in 'n baie bekende denominasie binne Suid-Afrika. My pa in die goeie dae was 'n diaken, baie lief vir die Here, maar hy het op maar die pad gestap, jou duiwel het vir hom kom uithaal, baie aangeval. En weet julle wat, ek is nie daar, ek is absoluut gefokus op die positiewe van my pa, baie lief vir hom, maar hy het dit moeilik gehad. En
Ek is nie veel om daar uit te wy oor hom nie. Ek kan dit vandag vir julle sê, dat ek die voorreg gehad het, 'n paar maande terug, om saam met my broer eendag, die dag voor hy dood is, uitgestuur te word na hom toe. En op die einde van die dag, het my broer saam met my gesien, hoe lyk dit as jy iemand uit die hekke van die hel uitruk? Die Here het ons daai voorreg gegee, dis 'n gesig wat ek in my hele lewe nooit ooit sal vergeet nie. Dis iets so spesiaal, jy kan dit nie oorvertel aan mense nie. Ek is so lief vir hom, en ek is so dankbaar dat die Here my juis op een van die belangrikste tye in sy lewe gebruik het, om 'n positiewe verskil in sy lewe te maak. My moeder, ja, sy's 'n orgelis en 'n baie bekende denominasie in Suid-Afrika. Sy loof en prys God, sy verheerlik God deur haar orgelspel, sy verheerlik, dis hoe sy God verheerlik met die muntstukke, die gawes wat God vir haar gegee het. En julle weet wat, 26 jaar terug, toen ontvang ek een van die grootste skatte in my lewe. My vrou, ek het my pa, my skoonpa, ek was so lief vir hom, ek het hom ook verloor. Ek sal nooit vergeet nie, daai man, eerste dag wat ek al instap, het hy vir my sê, jy noem my nie oom nie, jy noem my pa. Het al die potensiaal in my lewe raak gesien. En hy het vir my een van die grootste skatte in die hemel gegee, sy skat het hy oorgedra aan my. Wat 'n fantastiese familie. En ek het hulle teleurgestel. Ek het baie skade gemaak. Ek kan vandag vir julle almal in die kerk kyk. Almal wat aanlyn na my kyk, internasionaal hele wêreld, kan ek vir julle kyk en vir julle sê, ek is 'n slegte pa. Ek was 'n baie slegte pa. Nie omdat ek my kinders aangerand het of my kinders verkragt het nie, maar omdat ek geld my God gemaak het. En dat ek al die verantwoordelikhede om my kind op te rig en groot te maak, my kinders, het ek in die hande van my vrou gegee. Sy moes die doeke skoonmaak, sy moes die kinders rondry, sy moes opoffer, terwyl ek na hulle kyk, en ek na myself kyk, en geld maak, en AMG Mercedes ry die beste in die lewe hê. Ek kan vir julle sê, ek het baie foute gemaak. Ek het baie vriende gehad, baie familie, die dag toe tot bekering kom, toe hulle nowhere to be seen. Hulle baie kere, in baie gevalle, het ek hulle bo my vrou, my kinders, my skatte, het ek gekies. Ons het gedrink, party gehou, dagga gerook, pornografie, you name it, ek het 'n t-shirt in die kas. We drink till we drop. En as ons so dronk geword het, en so party gehou het, en rugby, en jol, en kuier, en stripklaps, en hoerery, dan kom vat Koert 2 oor, my vrou het hom Koert 2 genoem, en dis 'n vieslike ding. Ek wil vir julle sê, ek was nie 'n ongeslypte diamant nie, ek was 'n stuk charcoal gewees, dis vir wat ek was, 'n stuk charcoal. En ja, skies as ek so 'n bietjie emosioneel raak. Dis wanneer jy beklei, dis wanneer jy rondtoer, dis wanneer jy in die strate rondjaag, geen respek vir wet en orde nie. En waar ek die grootste mense in my lewe, die skatte in my lewe eenkant gestoot het. Daar was hoeveel nagte wat hierdie vrou wakker gelê het. Sy nie geweet het of ek huis toe kom nie, want ek was soos 'n kat met 9 lewens. Ons het nie gery 120, ons het begin sweef op 200. Dan Satan ook al uitgeklim, neem my die Here. En ek was baie geseën, 33 jaar oud, my eie besigheid gehad, goed gedoen. Ek was so suksesvol. Ek het alles gehad in my lewe. Ek het een ding gemis in my lewe. En dis 'n dogtertjie. Ek het nooit baie dogter gehad nie. En dis hoekom dogters baie naby my hart is. Een van daai groot meisiekinders sit daar, sy loer vir my. Sy sê juwele, diamant in God se hemel uit daai meisiekind. Ek is so lief vir haar. En julle weet wat? Ons het gedobbel, gejol. Ek kan die hele dag met julle praat, maar ek is onder beperking van tyd. Maar ek het baie ver van my familie al weggelewe. Ek het hulle nie waardeer nie. En God het die mat onder my voete kom uitdruk. Ek het my hele besigheid het ek verloor, omdat ek na mense geluister het en nie na God nie.
Ek het mense gevolg, wat ek nie moes volg nie. En weet julle wat? My vrou het my gewaarsku. Sy het gesê, moet dit nie doen nie. Ek wou nie geluister het nie. Ek het net geld en dollars raak gesien. En vir 2 jaar in my lewe, as ek nie daar was waar my trokke is, het ek niks gekry nie. Niks. En ek was absoluut in die hand uitgelewer van die wortel wat ek gegryp het. Ek wou nie luister nie. En weet julle wat, die dag toe die Here die mat onder my voete uitdruk, trek ek hulle saam met my af. My vrou en my kinders, hulle het die prys saam met my betaal. Ek is absoluut 'n held hier waar ek met julle staan en praat. Ek het my vrou verneek, baie, nie eenkie nie, baie. En ek moes dit gaan face het, ek moes al gaan kyk het in die oog vir haar gesê, ek jammer. Ek het my belofte teenoor jou, teenoor God, teenoor my medemens, teenoor my God, teenoor haar, teenoor my eggenoot. Het ek gebreek, het ek geen respek daarvoor gehad, ek het soveel mense in die proses seer gemaak. My eie ouers, my eie familie, maar ook Janine se familie. Ek het hulle so teleurgestel, veral my skoonpa, maar hy het nooit opgegee nie, tot op die einde, hy het my altyd so lief gehad. En weet julle wat 'n lewensles het hierdie meisiekind vir my kom leer? Vergifnis, sy die brief in die hand gehad, sy kon my skei, sy kon uitstap. En weet julle manne, julle wat vandag na my luister, weet jy wie daar bygestaan en gehelp? My skoonma, hoeveel bespottelijke grappe word gemaak van 'n skoonma? Daai vrou is 'n absolute eyster in my lewe. My vrou het nie in baars gaan rondhang en by verkeerde vriendinne gaan raad soek nie. Sy was op haar knie by God en haar maat haar absoluut versterk met wysheid, insig, kennis en krag. En sy het opgestaan daarvan, opgestaan. En sy het my vergewe. Sy het vir my sê, my man, ons kyk vorentoe. Dit was een van die grootste uitdagings wat ons in ons huwelik gehad het. Satan kon ons nie breek nie, want daar was een kernwoord, liefde. Die eerste dag toe sy in die kar klim, het ek vir haar sê, met jou gaan ek trou. Sy het haar mord doodgeskrik. Maar ek het geweet, 'n man weet as hy die regte vrou ontmoet. Dis is baie van julle wat vandag getroud is en julle wat na my luister op aanlyn. Jy weet as jy die regte persoon ontmoet. Dis die eerste lewensles wat hierdie meisiekind vir my kom gee. En weet julle wat? Toe kom Satan se tweede aanslag. En dit was natuurlik vir my besigheid. Ek het op die hartjie van my kinders se bestaan. Het ek alles in my lewe verloor en hulle moes die skande en die vernedering sien. Is lekker om te sien as jou pa die hero is. En kyk rugby en jag en visvang en mooi bakkies en karre en huise. Op die hartjie van my kinders in die belangrikste tyd van hulle lewe. Is hulle skaam gewees het vir my. Dit is nie lekker as jou kinders sit en toekyk hoe hulle alles kon wegdra van jou af nie. Ek het 'n massiewe prys betaal. My kinders altyd gesê, jy is van hero na zero. Dit is so, en 'n kwessie van 'n paar van slegte keuses en besluite, want dat ek my ore uitgeleen het aan verkeerde mense in my lewe, ek wou nie geluister het daar nie. Weet julle wat, kort en kragtig om alles op te som, ek het op 'n stadium by my huis opgeëindig. Ek wil net terugkom by een ding, baie van julle wat hier sit vandag, baie wat na my luister, lewe vir rykdom, lewe vir geld, vir mag, wie wat jy is, kwalifikasies, die titel, die range agter jou naam. Ek het eendag 'n jong man by my gehad en hy kom sit by my, ons het by my moeder gebly, sy het in 'n tyd gebly op daai spesifieke tyd. En hy kom sit daar by my en hy vertel vir my hoe seën God hom. Hy het die beste karre en groot besighede en daai ou ken nie die einde van sy geld en sy skatkisse nie en hy loop daar rond, jy kan regtig sien die ou se kop blom, maar dit is hoe baie van julle wat jou moontlik vandag hier voor my sit, en selfs die wat na my luister aanlyn, dis hoe julle die seëninge van God probeer meet. En weet jy wat laat die Here my doen op daai dag? Ek sê vir daai man, kom saam met my uit, kom stap goed saam met my uit my ma se, ons het by haar gebly op daai stadium. En toe buite die huis kom, toe vat ek hom na die huis toe langs my ma. En ek sê vir hom, sien jy hierdie ou, sien jy die persoon wat hier bly, sien jy hierdie huis? Hy het 7, 8 slaapkamers, 4 badkamers, 'n massiewe plek.
Ek sien hierdie ou wat jy hier sien, hierdie ou ry AMG Mercedes, baie van hulle. Hy het sakke vol geld, hy het alles in die lewe wat hy soek. Ek sê, weet julle wat? Ek sê vir hom, weet jy wat? Hy dien nie Jesus Christus nie, hy is 'n Hindu, hy is in die Hindoeïsme geloof vasgevang. Kyk na hierdie man, hy het alles wat enige mens wat hier sit vandag en die wat na my luister, enige iets wat hy wil, enige een van ons wat begeer om so 'n lewe te, hy het alles. Hy dien nie God, hy glo nie in Jesus Christus nie. Ek sê vir daai ouetjie, moenie nou al vries, kom saam met my. En ek vat hom na die huis oorkant my ma se plek. En ek sê vir hom, sien jy hierdie man se karre? 3,5, 4, 5 miljoen rand se voertuie. Sy huis is ook omtrent 4, 5 slaapkamer plek. Groot erf, dis massiewe plek hierdie. En ek draai onder daai jong seun toe, ek sê vir hom, hierdie man glo ook nie in Jesus Christus nie. Hy is in die Islam, die moslim geloof. Hy's 'n mos, hy is in die Islam geloof. Ek sê moet nooit, ooit in jou hele lewe God se seëninge met geld en rykdom, met silwer en goud probeer meet. Jy sal 'n absolute dwaas wees. Vandag het ek alles in my lewe verloor. Ek het niks. En dit maak van my 'n verskriklike gevaarlike mens. Want hier waar ek voor julle staan en hierdie boodskap bring vandag, is ek bereid om te sterf vir die koninkryk van God. Ek het niks om te verloor, niks. Ek maak vir my 'n skatkis in die hemel bymekaar, waar mot en roes dit nie kan laat vergaan, en diewe nie inkom en steel nie. Waar jou hart is, daar sal jou skat ook wees. En dit is die boodskap wat die Here vir almal van julle bring vandag. Dis lekker. Ek is nie om niemand se bene te blaas. Ek is ook 'n pa, ek het 2 kinders. En in my geval het ek hulle verskriklik skaam gemaak. Ek het hulle teleurgestel. Ek was 'n slegte pa. Dis hoekom ek dit kan herken voor julle, wat julle het nodig om te hoor. Baie van julle sit hierso. En miskien agter die skerm is julle besig met julle is besig met pornografie en julle hoer rond. Ek kan vandag vir julle sê, daar's 'n God wat alles wat jy doen dophou. En nie net hy nie. Satan is ook hier. En hy hou jou dop en hy kla jou aan. En ek kan vandag vir julle sê, jy sal moet bekeer, jy sal met 'n absolute krag jou lewe by God wil regmaak. Want as jy lou is, jy kan nie Here skree en die ander kan die wêreld geniet nie. As jy lou is, gaan God jou uit sy mond uitspoeg. Ek wil vandag vir julle sê, ek moes die prys betaal. Ek moes my lewe aflê om dit terug te wen. En weet jy wat? Ek het op 'n stadium in my lewe toe ek so alles verloor het. Ek by die huis opgeëindig. Dit was 'n verskriklike moeilike tyd in my lewe. En dit is verwerping en dit is depressie en jou kinders moet aangaan, jou vrou moet aangaan. Ek sal dit nooit in my lewe vergeet. 2013 sit ek op die sitkamerbank in my huis. En ek weet my kinders is skool toe en my vrou is werk toe en ek is nou van Here tot Zerak, beteken absoluut niks vir die mense meer nie. En ek het 'n stryd in myself, dat ek my eie lewe wil geneem het. Ek sal dit nooit in my lewe vergeet nie. En ek het my Bybel opgetel en vir God gesê, vir my is jy soos 'n trompie karakter in 'n storieboek. Ek weet van jou, maar ek het geen verhouding met jou nie. En as jy bestaan, gaan jy moet deurkom vir my, want ek weet nie meer om aan te gaan nie. Ek het my Bybel gevat, dit was Augustus maand, 3 maande daai hele Bybel deurgelees. Toe ek klaar is, dus ek skaam vir myself. Ek was skaam vir myself, vir wie wat ek is. Ek het op my knieë geval, bekeer, sondes-bely, my lewe reggestel. En die Here het 'n man op my pad gebring, wat my gedoop het, sommer my swembad. Ek hoef dit nie eers te gedoen het nie, want God is in beheer hoe hy die Heilige Gees uitstort, maar in my geval wil ek dit doen, maar ek wil dit uit my eie mond uitgespreek het. En van daar af is alles geskiedenis. Ek is 12, 13 jaar, dat ek vir die Here werk, absoluut verniet. Daar's my vrou, soos die getuie, gaan nie oor eie eer nie, het gaan nie oor radiostasies en om op televisie te wees, en so sakke vol geld nie. Ek het baie respek vir die werk van God, en ek het 'n prys betaal, maar dit is 'n leerstelling, 'n preek op sy eie. Ek wil vandag vir julle sê, Satan is vernietigend, en hy is besig met almal van ons. Ekskuus tog. Hy is besig met almal van ons. Kyk
Kyk vandag na my lewe, my vrou, my kinders, my ouers, familie, my vriende, my vriendinne, het in hulle hele lewens nooit gedink, ek sal doen wat ek vandag doen nie. Dit is God, dit is hy, niks en niemand anders nie. Niks wat ek sê of wat ek doen is uit myself, uit die alles is net genade van bo af, en ek het nog baie om met julle te deel, maar alles volgens God se perfekte wil en tyd. Ek wil vandag vir elke man wat hier sit, en elke wat vandag aanlyn na my luister, hoe staan jou sake met die Here Jesus Christus? Party mense dink aan moord, maar jy moet weet as jy uitgaan om moord te pleeg, daar's oë op jou. En dis hoekom die mense met hulle slim planne nooit nêrens kom nie, want God werk deur speerders en polisie en al daai goeders om jou uit te sorteer. Ons dink ons is slim, ons is eintlik baie, baie dwaas. Maar die Here wil hê jy moet na jou lewe begin kyk. Ons moet begin self ondersoek doen. En ons sal met 'n absolute krag moet bekeer. 2 Korintiërs 7:1 sê die Here, ons moet geestelik en vleeslik gereinig word, want daai belofte is daar vir elkeen van ons bedoel. Geestelik en vleeslik. Jou liggaam, my liggaam, almal wat vandag na my luister, se liggaam bestaan uit 'n siel, gees en 'n vlees uit. En jy wil hom suiwer en heilig hê, witter as sneeu gewas. En dis Jesus Christus en Jesus Christus alleen wat dit vir jou kan doen. Ek was down and out. Satan het absoluut uitgekom om my lewe te verwoes. En ek het die voorreg gekry, 'n geleentheid soos wat Joel Ministries, Pastoor Allen, jy en Annetjie vandag vir my geleentheid en 'n kans gee. Ek sal nooit gaan lê nie. Dit wat ek doen, tot die dag wat ek my kop neerlê, het ek werk om te doen. En ek loof en prys God vir die absolute ere voorreg om vandag hierdie boodskap na julle toe te bring. So ja, minder van myself, meer van God. Die Here wil hê, mans, julle moet julle kruise opneem, die wapens van lig. As jy vandag hier sit en jou kinders haat jou, as jy gedrink het en die skade veroorsaak wat ek ook veroorsaak het, of jy 'n kind verkrag het, man, mense doodgeskiet het op oorlog. Miskien is dit vice versa wat jou kinders niks van jou het nie, of dat die kinders niks vir jou voel en omgee nie. Wil ek vandag vir julle sê, die Here kan jou genees en gesond maak. Dit begin alles, kry jouself in plek en die Here sal die res doen. Dis nooit te laat. Die baie mans wat se vrouens uitgeloop het, hulle is mishandel, geslaan, geskop, verneder, verkrag, uitgeleen met swingers en al hierdie gemors. Ek wil vandag vir jou sê, enige sonde is vergeefbaar, behalwe as jy die Heilige Gees laster. Die Here wag vir jou, sy hand is uitgesteek vir jou, om te kom opsoek. En julle het ons nommers, julle Joel Ministries se nommers, kom klop aan. Ons kan nie, maar ons Vader kan, vir hom is niks onmoontlik nie. Luister mooi wat die Here op my hart kom druk, en dis hard. Julle moet inneem wat die Here vir my kom gee het, om met julle te deel. Vandag wil die Here julle bietjie verder en dieper vat in die Gees. God gaan vandag deur my aan julle bewys hoe ver ons mense werklik van hom en van Jesus Christus afgelewe het. Toets die woord met die woord. God maak nie foute nie. Jesus het 'n massiewe groot prys aan die kruis betaal vir die waarheid. Dit is hoekom ek hier is. Ek soek nie jou bloed op my hande nie. Daar staan geskrywe 1 Timoteus 5:20, die wat verkeerde dinge doen, moet jy openlik bestraf, sodat die ander ook afgeskrik kan word. Luister mooi, die Bybel leer vir ons, God is gees. Ons moet God in gees en in waarheid aanbid en dien. Johannes 4:23-24, ek lees dit, die Here wil hê ek moet dit vir julle lees. Maar daar kom 'n tyd, en die tyd is nou, wanneer die ware aanbidders die Vader deur die Gees, dis die Heilige Gees, en in waarheid sal aanbid. Want die Vader wil juis sê dat die mense wat hom aanbid, dit so moet doen. God is Gees, en die wat hom aanbid, moet hom deur die Gees en in waarheid aanbid. Die Here wil hê almal van julle moet begin na die lewe, nie deur menslike wêreldse oë kykie. Julle moet alles in Gees kan evalueer deur God se oë, want dit is waar lig en duisternis geskei word. 'n Boom word aan sy vrugte geken. Jy kan enige persoon voor my neersit, wit, bruin en swart. Ek sal na hom kyk, ek sal kyk die vrugte wat hy dra, en ek sal dadelik weet, is Jesus in hom, is Satan in hom, of is sommer al twee in hom. Want ek sê vandag vir julle, dit is hoe jy dit identifiseer. My werk, alles
Geestelik evalueer ek alles deur God se oë. Gees, dis waar die lig en duisternis, dis wat die Here na die tafel toe wil bring vandag. Dit is waar lig en duisternis geskei word. Dit is waar God en Jesus se koninkryk geskei word van Satan en die Antichrist se koninkryk. Dit is waar ons hemelse Vader geskei word met die vader van die leuen, die vader van hierdie wêreld. Dit is ook een van die grootste redes hoekom ons so min van Maria se man Josef gehoor het na die onspaaklikheid by die tempel waar Josef en Maria moes omdraai om vir Jesus te gaan soek. Hulle het hom binne die tempel in Jerusalem gevind. Van daar af het Jesus se ouer het hy wel hulle gerespekteer, maar Josef het stadig maar seker uit die prentjie uit begin verdwyn. God as Jesus se Vader is op die hoë grond geplaas. Jesus het God se koninkryk aarde toe gebring. Van daar af gaan alles oor gees en nie vlees nie. Daar is net een Vader en dit is die Vader in die hemel. Net soos Jesus word ons ook sy kinders genoem. Ons is erfgename van God se koninkryk. Ons kan nie onsself met wêreldse dinge besig hou nie. Die Satan geniet homself as ons geestelik blind en doof is. Hy het glad nie 'n probleem as ons die wêreld met al sy lekkernye geniet nie. Ons speel 100% in sy kraal in. Matteus 12:30. Wie nie aan my kant is nie, is teen my, sê die Here. En wie nie saam met my die skape bymekaar maak, jaag hulle uitmekaar. God trek vanoggend twee lyne deur die Bybel. Dit is die vereistes om hemel toe te gaan. As jy jouself nie kan verloon nie, kan jy Jesus Christus nie volg nie. Dit is hoekom Satan en 'n derde van die engele uit die hemel uitgewerp is, omdat hulle in opstand en hoogmoed teenoor God gekom het. Hulle wou nie onder God se gesag knie gebuig het nie. En Vader het vir Satan met die derde van die engele uit die hemel uitgewerp. Julle moet mooi luister wat ek sê vandag. Vandag vat God 'n Bybel, pastoor, ek gebruik jou Bybel. Vandag gee vir God vir jou hierdie Bybel. En hy sê vir elkeen van julle wat hier sit, gaan julle onder my gesag knie buig? Ja of nee? Dis jou keuse. Dis jou keuse. Jy maak daai keuse. Ek kan dit nie namens jou doen nie. Elke knie sal buig en elke tong sal bely dat die Here God is. Die tweede lyn wat God hard en duidelik in die Bybel trek. As enigiets vir julle belangriker is as Jesus Christus, kan julle hom nie volg nie. Dit sluit jou ma, jou pa, jou broer, jou suster, jou strandhuise, jou bosplase, jou karre, jou stokperdjies. Dit sluit alles in. Jy kan niks op die troonstoel van jou hart sit behalwe jou broer en koning Jesus Christus nie. Geniet dit wat God vir jou gee, jou kinders, jou pragtige vrou. Geniet dit, jou man, geniet dit. Maar hier sit die Here en die Here alleen. Jy kan nie as hy in die vuur spring. My vrou kon ook omgedraai het, toe ek rondgeslaap en rondgehoer het. Kon sy ook besluit het, kom ek wys jou, jy dink jy kan dit doen, ek sê jou kom wys, so doen ek dit. Maar sy het nie. Sy het gesê, as jy in die vuur wil spring, jy is daar, ek is nie daai tipe mens nie. En sy het vir my 'n lewensles kom leer, wat ek vir die res van my lewe sal onthou tot die dag wanneer die Here my kom haal. Dis die twee lyne wat God in die Bybel trek. Ons is hier, ons is in die wêreld, maar ons is nie deel van die wêreld nie. Die wêreld sal jou haat, want jy is nie meer deel van die wêreld nie. Die Here wil hê dat hy wil op die troonstoel van jou hart sit. En dis hoekom die Here vandag vir al die aanlyn kykers, al die paas, oupas, jy moet jou huis in orde kry. Vandag het jy opgestaan, môre weet jy nie of jy nog bestaan nie. Die keuse is nou. Jy gaan nie jou lewe na die dood kan regmaak. Jy het een kans. En Jesus Christus is daai kans. Moet nooit dink daar's iets wat jy gedoen het wat te groot is vir die koninkryk van God. Die God is massief. Dat ek vandag vir julle sê, ek het die voorreg om baie naby aan die Here te lewe, en ek het in my lewe van die grootste genesings, van die grootste bevrydings ervaring gesien. Dit is 'n gesprek, dit is 'n preek op sy eie. Julle moet dit hoor. Julle moet dit sien. Julle moet hoor wat ek het om te vertel uit my hart, wat I walk the talk. Ek het die pad gestap, ek het die t-shirt in die kas. Ek het 'n massiewe prys betaal. Ek het 'n kruis wat ek dra wat verskriklik swaar is. En dis mense wat hier sit wat van ver af kom, wat die 10 penne in my lewe is, wat my dra in moeilike uitdagende tye. So ja, dis die twee lyne wat God in die Bybel trek. En die Here sê vandag vir julle Romeine 12 vers 1 en 2. En nou doen ek 'n beroep op julle.
Broers, op grond van die groot ontferming van God, gee julle self aan God as lewende en heilige offers, wat vir hom aanneemlik is. Dit is die wesentlike van die godsdiens, wat julle moet beoefen. Julle moet nie aan hierdie sondige wêreld gelyk word nie, maar laat God julle verander deur julle denke te vernuwe. Dan sal julle ook kan onderskei wat die wil van God is, wat vir hom goed en aanneemlik en volmaak is. Romeine 8 vers 15 en 16, die Here het by hierdie skrifte, julle moet dit hoor. Romeine 8, 15, 16. Die Gees, dis die Heilige Gees wat aan julle gegee is. Maak julle nie tot slawe nie en laat julle nie weer in vrees lewe nie. Nee, julle het die Gees, dis die Heilige Gees van God ontvang, wat julle tot kinders van God maak. Kinders, ons is kinders van die lewende God, hy is ons Vader, kinders van God maak, en wat ons tot God laat roep, Abba, dit beteken Vader. Hierdie Gees, dis die Heilige Gees, getuig saam met ons Gees, dat ons kinders van God is. Wat 'n fantastiese skrif. 1 Johannes 3:16, hieraan weet ons wat liefde is. Jesus het sy lewe vir ons afgelê. Ons behoort ook ons lewens vir ons broers, vir ons susters, vir mekaar af te lê. Jy wat vandag na my kyk, op aanlyn, jy wat hier sit vandag, is jy vandag bereid om jou lewe af te lê vir my? Is jy enigstens bereid om jou lewe vir Jesus of vir God se koninkryk af te lê? Ons geniet die wêreld met al sy lekkernye. Johannes die Doper het vir ons die volgende gesê, Johannes 3:30, jy moet minder word, die eie ek, me, myself and I, en God moet meer word. 2 Korintiërs 6:7, ons wapens vir aanval en verdediging om die wil van God te doen. Nie die wil van die eie ek, of die wil van ander mense, of die wil van Satan nie, maar die wil van God. Dis wat die Here wil hê. En dit is wat jy kan nie dat jou eie ek is 'n groter vyand as Satan die buite. Ek weet waarvan ek praat. Een van my grootste vyande is Koert Jordaan. Ek vandag vir julle sê, ek kan vir julle stories vertel hierso wat julle ore sal laat tyd van wat ons deurgaan. Ons speel die kerk nie. Ons drink nie koffie of drink koffie en eet koeksusters nie. Ons werk in die diepere vlak, ons werk by die hekke van die hel. Dis waar ons werk. Ek ken vir Satan, hy is my grootste vyand hier buite. En hy het gekom om my te verwoes en te vernietig. En waar met my pa het ek daai tyd gesien, daai dag sal dit in my lewe nooit vergeet nie. My broer was saam met my. 1 vir God, 0 vir Satan. Ek sal dit nooit in my lewe, so oud as wat ek word, ooit vergeet nie. Ek kan nie wag om hom eendag in die hemel te sien nie. Want ons gaan lank praat oor wat daai dag gebeur het. Dis iets wat geld nie kan koop nie. Ek kan dit nie koop nie. Daar's geen manier. Jy kan nie jou plek in die hemel inkoop nie. Maak nie saak hoe ryk jy is nie. Jakobus leer vir ons die volgende, Jakobus 2:26, as 'n liggaam wat nie asemhaal nie is dood, soos die geloof wat nie oorkom tot dade nie ook dood. So as jy sê jy is 'n Christen, moet jy dit uitleef. Help nie skryf hier, Here skree jy, en as jy hier uitstap, is jy besig met hoerery en voorhuwelikse seks en met Sabbatdag onheiliging en jy besteel mense en jy verkrag vrouens en jy betas meisiekinders. Jy gaan vir God in jou hele lewe nooit ooit so dien nie. Jy moet hoor wat ek vandag sê, ek weet waarvan ek praat, ek het 'n kruis, ek het alles verloor, ek weet waarvan ek praat. Die Here wil hê mans, julle is die priester, hoof en koning van julle huise, julle moet julle huise restoreer, julle moet begin. Jesus wil die koning van julle harte, van julle huisgesinne wees. Ek en my sal die Here dien, dis my keuse vandag. Wat is jou keuse? Jy moet werk maak, jy kan nie eendag uitstel of afstel, die môre is dalk te laat. Die Here is baie lief vir ons, almal van ons, maar die Satan het ons kom oor aan sy, dat ons geestelik blind en doof, en vandag, terwyl ons mekaar beklei, wit, bruin en swart, sit hy daar bo by die hek, daar bo, en hy sit en lag ons almal uit. Terwyl die Bybel vir ons leer, ons ware vyand is in gees, en nie in vlees nie. Efesiërs 6:12, ons vyand is nie teen vlees en bloed nie, nie dit nie, nie vlees en bloed nie, maar teen elke bose mag en gesag in die lig. 2 Korintiërs 10 vers 3 tot 5. Ons lewe wel in vleeslike menslike liggame, maar ons beklei nie met aardse wapens. Ons wapens is die wapens van lig wat vestings kan aftrek en vestings kan vernietig. Dus ek vir julle sê, Satan speel kat en muis met ons almal. En dis hoekom hy my verlang nie hiervoor wil gesoek het nie. En ek weet vandag, Pastoor Allen, jy en Pastoor Annetjie, ek weet julle het julle opdragte van die Here af ontvang.
Wat 'n fantastiese voorreg om te vandag 'n hele lewens in te bou op hierdie fantastiese dag. Vadersdag is eintlik veronderstel om soos 'n sambreel oor my kop te hang van hoe seer ek my kinders gemaak het en hoe skaam hulle is, want ek het miskien nie vandag geld nie en ek ry nie meer die mooiste karre nie en jy weet wat, ek is 'n absolute nul op die kontrak, omdat ek volgens die vleeslike wêreld seker een van die armste mense op aarde is, maar in gees is ek besig om vir my 'n skatkis bymekaar te maak en geen mens op hierdie aarde of Satan en sy bose koninkryk sal dit ooit in die lewe kan stop nie. Ons is hier om mekaar se belange op te dra, dis hoekom ek hier voor staan. Dit is vir my 'n fantastiese voorreg. Jesus sê in sy woord, die poort na die hemel is dun en smal, min mense gaan daarin, maar die poort na die verderf, die hel, is groot en breed, baie mense gaan daarin. Jy gaan 'n keuse moet maak, nie vir jou vrou of jou man nie. Jy gaan voor God staan. Daai dag gaan jy nie vir pastoor Allen kan roep of vir Koert of pastoor Annetjie of jou vrou of jou kind. Daai dag gaan jy voor die Here rekenskap gee. Ek kan vandag vir jou sê, as jy sit in John en kuier 'n partytjie, jou net lewe vir hierdie wêreld. Jy het nie saak met mense rondom jou nie. Ek wil vandag vir jou sê, daar's 'n prys om te betaal. Jy gaan kyk na die muntstukke wat hy vir jou gee. Jy het miskien vandag baie geld. Gebruik daai geld tot voordeel van God se koninkryk. Jy wil eendag voor die Here gaan staan en hy sê, getroue diensknegt en slaaf, oor min het ek jou aangestel. Oor baie sal ek jou toevertrou. Kom in en kom deel in my vreugde. Dis die woorde, wat 'n fantastiese vooruitsig om vas te hou. En vandag ploeg ek in God se koninkryk in. En dit het begin net soos om Angus Baggen in Greytown. Hierdie is my voorreg. Is 'n geleentheid dat hierdie man en hierdie vrou en hierdie pragtige familie in Christus vir my gee. Dis vir my 'n fantastiese voorreg. En ek begin al meer en meer gemaklik voel ek weer. Ek is die Here ewig dankbaar. Baie dankie. Hoor vandag die woord van die Here, luister baie mooi, ek is amper klaar, ek wil nie langer praat nie. Romeine 8:5, maar die wat vleeslik is, bedink vleeslike dinge, maar die wat geeslik is, geestelike dinge. Wat is jy? Is jy 'n wêreldse mens, of is jy 'n hemelse mens? Hoe lyk jou lewe agter die skerms waar niks en niemand jou kan sien nie? Ek verstaan, Vadersdag is 'n massiewe groot dag, maar die wêreld het dit gekaap. Baie mense as hulle uitstap by die kerke, gaan hulle besigheid doen, hulle gaan uit eet, hulle het geen respek vir God se Sabbatdag nie. My liewe broer, suster, kyk uit vir my preek, as ons kom praat oor die Sabbatdag. Ek sal vir jou praat dat jou ore tyd, ons kan 'n tafel hier sit, en mense kan praat oor die Sabbatdag. Al wat ek gaan doen, ek gaan dit oorgooi in gees, want dis waar lig en duisternis geskei word. Game, set en match, en jy's op pad uit. As jy Jesus Christus werklik lief het, sal jy sy gebooie gehoorsaam. En as ons nie die Sabbatdag moet heilig en gehoorsaam nie, baie mense sê vir my, nee, ons hoef dit nie meer te doen, dis net liefde vir God en liefde vir jou naaste. Dis wat hulle vir my sê, dan sê ek, maar dan kan ek nou begin moord pleeg. Nee, jy kan nie. Ek sê nee, dan kan ek begin rondtoer. Nee, jy sê dan die wette, die 10 gebooie weggeval. Ek kan begeer, ek kan steel, ek kan hande vat met ander gelowe. Jy gaan vir God in jou hele lewe nooit so dien nie. Nooit, ooit nie. En dit wat die Here wil hê, die Here wil julle in 'n diepere vlakke invat. Sal jy begin deur God se oë, deur hierdie wêreld kyk, alles in gees evalueer, nie vlees nie, gees. Want dit waar lig en duisternis, is jy in die vuur of is jy in die water, waar is jy? Is jy in die wêreld of is jy op pad hemel toe? Want 'n boom word aan sy vrugte uitgeken. 'n Goeie boom kan nie slegte vrugte dra, 'n slegte boom ook nie goeie vrugte nie. Baie belangrik. Ons lees in 2 Timoteus 3 vers 2, dat mense liefhebbers van hulself sal wees. Dis die tye, die eindtye. Hulle sal lief hê, hulle is dag en nag met hulle selfone besig en met hulle self, me, myself en I, en God moet in die handkas sit, maak of hy nie bestaan nie. En so hier en daar gaan gooi jy R10 in die geldbakkie en gaan kerk toe, en dis daar om jou gewete te sis. Ek was ook daar, ek het baie geld gehad, mooi kar, MG's gery. As ons so 'n bietjie kerk toe gaan, dan gooi ek so R1000 in die bak. As ek daar uitstap, is ek die meneer, maar dan het almal my mooi pak klere en my mooi kar gesien. En ek het, jy weet, ek het 'n bietjie van die baie wat ek het ek dan so 'n bietjie met die Here gaan deel. Met alle respek, ek het gedink, ek was 36 jaar. Vir 36 jaar het ek my lewe in 'n drein afgespoel. Ek het gedink ek ken God.
Ek het hom op 36-jarige ouderdom ek kom ontmoet. En vir my 'n fantastiese voorreg om vandag in julle lewens in te bou. Ek is amper klaar. Die Here sê vir julle vandag, Jakobus 4:4, weet julle nie, julle ontroues, dat vriendskap met die wêreld vyandskap teen God is nie. Wie 'n vriend van die wêreld wil wees, wys daarmee dat hy 'n vyand van God is. Ons moet lief wees, ons moet respek hê vir mekaar, dis die tweede gebod. Maar ons moet nie mekaar vereer en aanbid en maak of dit die einde van die wêreld nie. Daar's een Vader, dis die Vader in die hemel. En die Here wil hê ons moet ons prioriteite reg en daar moet 'n balans in ons lewe wees. Ons moet God wie eerste stel. Ons gaan hom nodig hê in die tye wat kom. Mense, ek wens ek kan vir julle wys in my gees en my hart wat kom oor hierdie land. Julle gaan julle lewens moet regkry. Mans, julle gaan moet opstaan. Nie net praat nie. Sit die tekkie by die teer, klim uit die boot uit in geloof, God sal die res doen. Ons kinders het nodig om te sien dat ons vir die regte redes opstaan. Vandag weet ons kinders hoe om rugby te speel. Hulle weet hoe om geld te maak, hulle weet hoe om 'n bokkie te skiet. Maar van hulle Bybels is absoluut skokkend wat hulle weet. Hulle sit 'n uur in die kerk, eet 'n koffie, drink 'n koffie en eet 'n koek, suster, en ons is op pad hemel toe. Ek wens dit was so maklik soos dit. Anders het ek nie vandag hier gestaan nie. Julle sal moet regtig vasvat, manne, julle wat vandag na my luister. Julle gaan moet vasvat. Jesegiel 18 kan julle gaan lees van 'n slegte pa en 'n goeie seun. Dan kan julle weer gaan lees van 'n goeie pa en 'n slegte seun. Gaan lees dit, doen julle guns, maak 'n nota daarvan, Jesegiel 18. Jesus het dit 'n bietjie verder kom vat, na hy gekom het. Hy het vir ons kom leer om op ons hoede te wees. Luister baie mooi, ek is amper klaar, behou julle konsentrasie. Hy het vir ons kom leer hoe ons ware geestelike vyand, dit is natuurlik Satan en gees. Ek sê altyd vir mense, jy glo in die Heilige Gees, dan sê hulle ja, dan sê ek, kan jy Heilige Gees sien? Dan sê hulle nee. Dan sê ek nou net so kom Satan ook na jou toe. Jy kan hom nie sien nie, maar hy kan jou geestelik aanval en hy kan jou vleeslik deur mense aanval. Jy moet mooi luister wat die Here nou vir julle gee. Is belangrik hierdie. Dis hoekom ek dit seker maak, ek lees dit vir julle. Satan kan geestelik deur enige persoon manifesteer. Ja, Satan kan ons geestelik aanval en hy kan ons vleeslik aanval. Jy moet goed en reg kan onderskei. Jy moet met wysheid kan praat en optree. Daar staan geskrywe Matteus 10, 34 en 36. Jesus het nie die vrede gebring nie, maar die swaard. Hy het tweedrag gebring tussen pa en seun, maandogter, skoonma en skoondogter. 'n Man se eie huismense sal sy vyande wees. Alright. Die Here gee Lukas 12, 51 tot 53, 'n huisgesin sal onderling verdeeld wees. 2 teen 3 en 3 teen 2. Matteus 13, 57, 'n profeet word nie onder sy eie mense, onder sy eie familiekring waar hy groot geword het, erken nie. Ek het ervaring van dit wat Jesus Christus hier vir ons kom leer het, dat Satan kan jou deur enige persoon aanval, of dit jou ma, jou pa, jou broer, jou suster. Ek het ervaring, dit is nie noodwendig, nou is hulle demonies besete nie. Maar partykeer vra Satan regte aan. Maar sy doel en sy plan is om jou te breek as Christen kind van God. Hy wil jou stop. Hy wil jou ongeloof en twyfel bring. En jy moet besef en weet, Satan kan jou deur enige persoon aanval. Jy kan niks en niemand vertrou nie. Ek praat nie van man en vrou nie. Dis twee identiteite. Ek en my vrou is twee identiteite in vlees, maar in gees is ons een. En dit is 'n fantastiese kombinasie om God te aanbid te dien. Net soos pastoor Ellen, pastoor Annetjie. Dit is 'n voorreg om God op julle vlakke te aanbid te dien. Dis hoekom die seën van die Here oor julle is. Ek weet die Here is hier teenoor, ek kan hom voel. Hy praat deur my. En dit is vir my 'n wonderlike voorreg om hierdie ek is amper klaar. Hou julle konsentrasie. Alles gaan oor die gees, my liewe broer en suster. Alles gaan oor gees. Julle moet mooi luister wat die Here sê. Ja, baie van ons mense is geestelik blind en doof, selfs geestelik dood volgens die woord in Jakobus 2:26. Daar is 'n kruis om te dra, 'n offer om te gee. As jy nie jou kruis dra nie, sal die einste kruis jou verpletter. Daar is 'n beloning om te ontvang vir ons wat gehoorsaam is. Luister hierdie beloning, as jy opoffer, jy word gehaat. Die wêreld sal jou haat, want jy is nie 'n deel van die wêreld nie. Miskien sit jy hier en jou ouers haat jou. Miskien sit jy hier en jou kinders haat jou.
Ek wil vandag vir julle sê, dis realiteit, dis part of the perk om 'n Christen te wees. Hoor wat sê die Here vandag vir jou, wat opoffer vir die werk wat jy doen, maar jy moet ook kan weet waar dit vandaan kom, jy moet kan luister na die stem van die Here, die kalf word van die koring geskei, deur die stem van God. Matteus 19, vers 28 tot 30, die Here wil hê ek moet dit vir julle lees. Jesus antwoord hulle, dit verseker ek julle, wanneer alles nuut gemaak word, as die Seun van die mens op sy koninklike troon sit, sal ook julle wat my gevolg het op 12 trone sit, en ook 12 stamme van Israel regeer, en elkeen wat ter wille van my naam afgesien het van huise, broers of susters, vader of moeder of kinders of grond, sal 100-maal soveel ontvang en die ewige lewe as erfenis kry. Maar baie wat eerste is, sal laaste wees, en wat laaste, eerste. So daar is 'n beloning. Daar is muntstukke. God gee vir elkeen van ons muntstukke. En ons moet dit laat werk. Ons moet dit nie begrawe nie. Ons het ons gawes verniet ontvang. Ons moet dit kan uitdeel ook. Ons moet mekaar kan bou. Dis hoekom ons hier is. Dis hoekom ons hier is, om mekaar te bedien met ons geestelike gawes. 1 Korintiërs 12 vers 1 tot 11. Ek is amper klaar, my liewe broer en suster. Ek is hier vandag om lof en eer te gee aan ons hemelse Vader, aan ons broer en koning Jesus Christus, wat sy lewe as offer vir ons aan die kruis gegee het. Hy is die lam, die Christus, die Messias, die Seun van die allerheilige God, die Immanuel God by ons. Deur sy bloed aan die kruis is 'n nuwe verbond beseël. Ek is ook hier om lof en eer te gee aan die werking en die teenwoordigheid van die Heilige Gees wat binne en buite ons lewe. Voor God is ons almal gelyk. As Christene gelowiges is ons medebroers en susters in die Here Jesus Christus. Ons is deel van die geestelike liggaam waarvan Jesus Christus aan die hoof staan. Volgens die woord 1 Korintiërs 12 vers 12 tot 31, 'n geestelike liggaam in die geestesrealm. Hy is die bruidegom wat sy bruid kom haal. Maar die bruid is nie vlekkeloos nie. Die bruid is vuil, onheilig, ongehoorsaam, mislei, verlei en absoluut vir 'n raai gevat. Valse profete, valse dwaalleerstellings het ons geloof afgewater. Dit is vervelig, ons is heiliglik besig om die wedloop te verloor. Dis wat die Here op hart lê. Die Bybel is doodgepraat, doodgepreek. Daar is absoluut geen krag meer in ons geloof nie. Dit alles terwyl die Bybel vir ons leer, 1 Korintiërs 4:20, die koninkryk van God is immers nie 'n saak van praatjies nie, maar van krag. Die tyd is nou, luister almal, jy wat vandag na my luister, die tyd is nou, laat die Here toe om jou lewe te goede te verander, streef daarna om ons hemelse Vader waardig te wees. Kom, sê die Heilige Gees, laat almal wat asem het, die Here loof. Amen. Sing gerus saam met my, staan op, as sing ons gerus vir die Here die lied. In sy heiligdom, loof hom in sy sterkspansel, loof hom oor sy magtige dade, loof hom na die volheid van sy grootheid, loof hom met basserige klank, loof hom met harp en sitar, loof hom, loof hom, loof hom met tamboerijn en koras, loof hom met snaarspel en fluit, loof hom, loof hom. Loof hom met helder cymbalen,
Dankie, wonderlik, nee, pragtige lied. Ek wil gou bid vir ons aanlyn kykers, voor ons afsit, wil ek graag vir julle ook bid. Ons maak ook toe, dan bid ons vir die Here. Vader, ons eer U vandag, saam met die engele in die hemel wil ons vandag sê, wil ons vanoggend sê, heilig, heilig, heilig is die Here, die almagtige, die God skepper van hemel en aarde. Daar's absoluut niks. Niemand anders soos U nie. U sit op die troonstoel. Here, U die scepter in die hande, wat U besluit staan vas. As U spreek, dan sidder die hemelliggaam hier buite. Dis wat Jakobus 2:19 sê. Glo julle daar is net een God. Die bose magte groot ook. En wat doen hulle, Here? Hulle sidder van angs. Die woord sê, gaan weg van ons af, Satan. Maar die woord sê, die Here jou God moet jy aanbid. En hom alleen dien. Ons prys ook vir Jesus Christus. Hom aan wie U heerskappy gegee het in die hemel op aarde. Hy wat waardig is om die boek oop te maak, die seels te breek. Hy wat is en wat was en wat kom. Aan hom kom al die lof en eer. Ek bid vir my medebroers en susters, aanlyn wat waar hulle self ook al bevind, of dit in die tronk is, of dit in 'n hospitaal is, wat hulle siek is. Here, miskien aan huis, wat ook al die redes mag wees, by die werk. Ek bid vir hulle, Here. Ek bid dat U deur die krag van die Heilige Gees, dat U die saad wat nou in hulle gees en hulle harte geval het, dat U daai saad sal seën, engele sal uitstuur, wat kunsmis en water sal gooi, en daai lande sal inoes, as die saad ryp is. Mag U die vuurkolom en die wolkkolom in hulle lewe wees. Mag U hulle toevou in U Vaderhand.
En mag julle die absolute honger gee om vir ons te kom kuier, om deel van hierdie Christelike familie te wees. Dis hierso waar ek vandag is, waar die gemeenskap van die heiliges by mekaar kom. Mense wat veronderstel is om die Heilige Gees in hulle harte te hê. Ons wil hulle verwelkom. Ons wil lief wees vir hulle. Ons wil vir u vertrou om hulle te restoreer, te genees en te gesond te maak, want vir u, my God, is niks onmoontlik nie. Dankie. Dankie vir die geleentheid en die kans dat ek ook deur hierdie mense ontvang het. Dankie vir hulle liefde en ondersteuning, hulle gebede. Dankie vir die voorreg om hulle vandag te bedien met brood uit die troonstoel van u koninkryk uit. Ek eer u daarvoor in Jesus Christus se naam. Amen. Baie dankie vir julle ondersteuning. Ek wil nou graag van die geleentheid gebruik maak om elke pa, elke seun, elke oom, elke oupa die kans te gee om vorentoe te kom. Kom na my toe, sê die Here, almal wat moeg en oorlaai is, en ek sal julle rus gee. Kom vorentoe, kom steek op jou hand. Ek, wat Koert Jordaan is, kan nie, maar my Vader wat in die hemel is, kan jou lewe binne sekondes verander. Kyk wat het ons Vader met Paulus gedoen. Hy vat 'n man soos Paulus en binne 3 dae gaan maak hy hom een van die grootste apostels in die Bybel. God verander hom in die boek Handelinge binne sekondes tot voordeel van sy koninkryk. Die Here wil hê julle moet dit weet, dat elkeen as die Here dit op jou hart lê, al wat gaan gebeur, ek gaan vir jou bid en God gaan die res doen. Ek wil vir jou bid. Ek wil jou vanoggend aan ons hemelse Vader opdra. Hy doen nog steeds wonderwerke en tekens. Hy is nog steeds gister, vandag, môre altyd dieselfde. Gee jou lewe vir hom. Wys vir hom dat jy ernstig is. As jy met jou mond bely dat Jesus die Here is en met jou hart glo dat God hom uit die dood opgewek het, sal jy gered word. Met die hart glo ons en ons word vrygespreek en met die mond bely ons en ons word gered. Die Here gee die skrif, Joël 2:32. Elkeen wat die naam van die Here aanroep, sal gered word. Op Sionsberg en in Jerusalem sal daar uitkoms wees. So het die Here beloof, die wat deur die Here geroep is by die wat gered word. Ek wil regtig vir julle bid, ek gaan vir julle 'n geleentheid en 'n kans gee. As die Here dit op jou hart druk om vorentoe te kom, is jy baie welkom. As die Here dit op jou hart druk, is dit rustig, ek respekteer dit. Maar gaan vir die geleentheid en die kans, ons gaan vir God vertrou, om julle manne te verander en te vernuwe. En ek wil vir die Here baie dankie sê vir die voorreg, vir 'n familie in Christus Jesus soos julle. Julle het my met soveel liefde en deernis gehanteer. En so rukkie terug was ons by 'n mannekamp, groot kanon in die geloof, ou Fanie, jy en Gerry, en ou Chris, en ou Josef, en selfs om Etienne is al besigheid. Ek is so lief vir daai mense. Dit is 'n familie in Christus, tentpen in my lewe wat my staande hou. Wat 'n wonderlike voorreg om hierdie man hier voor te sien. Ek wil vir julle sê, as die Here my kan verander, kan die Here julle verander. Ek kan vir julle sê, dis 'n voorreg om God op hierdie vlakke te aanbid en dien. En dit kom met baie groot verantwoordelikheid. En ek gaan die Here vertrou, dat die Here julle vandag in julle gees en harte sal aanraak. As julle nog nooit Sondeblyse bevryding ontvang het, is my raad dat julle by pastoor Annetjie en Ellen 'n pad saam met hulle sal stap. Want die krag is in julle woorde. Spreuke 18:21, lewe en dood is in die mag van die tong. Matteus 12:36 en 37, vir elke ligsinnige woord sal ons moet rekenskap gee op die dag van oordeel. Deur ons eie woorde sal ons vrygespreek of veroordeel word. Julle is hier, dat die Here julle hier wil hê. Ons is 'n Christelike familie. En die woord sê in 1 Korintiërs 12:26, as een dit lei almal saam. Ek wil vir julle dankie dat julle bereid is om voor te kom staan, en julle harte te deel met God. En ons vertrou met die gees van die Here wat hier is, dat hy deur die krag van my woorde, my gebede, julle ook nou sal aanraak. En dat julle met iets spesiaals op Vadersdag sal teruggaan huis toe. En selfs as jy 'n kind is ook, dat jy sal gaan terugploeg in jou Vader se lewe en sal besef wie die ware vyand tussen ons is. Dit is vir my 'n voorreg vandag, wil julle moet weet, dit is een van die grootste dae in my lewe. Ek sal hierdie dag in my lewe nooit vergeet nie. En vir pastoor Annetjie en
Pastoor Anne, wil ek dankie sê vir die geleentheid. Ek gaan vir julle bid. Staan julle net so is reg, ek gaan vir julle bid. Almagtige God en Hemelse Vader, ek kom in Jesus Christus se kosbare naam. En aan U kom al die lof en eer toe, Here, ek is maar net 'n instrument. Hoe kan ek sê, 'n erfgenaam, 'n nakomeling van my broer en koning Jesus Christus. U sê die woord, Johannes 14:12, ons sal doen wat Jesus gedoen het en nog meer. Ek kom opnuut en ek sit elke man wat hier voor staan, elke seun, elke pa, oupa, ek sit hulle vandag voor die voete neer. U ken die diepste, donkerste geheim van elke persoon se hart. Ek sê altyd, hulle kan vir hulle self lieg, hulle kan vir my lieg, hulle kan vir ander mense lieg. Nooit ooit sal hulle vir U kan lieg, want U ken die diepste, donkerste geheim van elke persoon se hart. Here, U sê vir my, U lê dit op my hart, ons is deel van die een liggaam van Christus. Hierdie mense is hier omdat hulle lief is vir U, omdat hulle gekom het met 'n absolute verwagting, dat U Gees in hulle harte sal aanraak. En dis hoekom ons hier is, Here, U wys vir ons is deel van die een liggaam van Christus. Die hand kan nie die voet verwerp en die oor ook nie die neus nie. As een dit lei ons almal saam. En dis hoekom ek hier is, wat U vir my sê, dis 1 Korintiërs 12 vers 12 tot 31. Maar U lê op my hart, 1 Johannes 5 vers 14 tot 17, dat ek kan bid vir my medebroers en susters, selfs die vrouens wat hier voor my sit, dat U sal vergewe vir al daai onwetende sondes, sondes wat nie tot die dood toe lei nie. Ek praat nie hier van sondes wat tot die dood toe lei nie. Daarvoor moet hulle self sondebelydenis en bevryding kan ontvang. Ek praat van al daai onwetende sondes, sondes wat nie tot die dood toe lei nie. Pleit ek vandag by U, Here, dat U hulle sal vergewe, nie net vir hulle, maar ook vir my. Dat U ons sal suiwer skoon was, bitter as sneeu. Ons staan op die getuienis, die belofte wat Jesus gelewer het. Dat hy gesê het, enige sonde vergewe behalwe as jy die Heilige Gees laster. Ons staan op daai beloftes, ons klim, almal wat hier voor staan, klim in die boot uit in geloof. En ons vra, Here, hou ons op die water. Dis U wat sorg dat ons nie sink, dat ons nie verdrink nie, dat ons op water bly stap. Here God, ons bid dat U sal judge en oordeel, want U is die almagtige God. En Here, daar waar U judge en oordeel, dit is tot voordeel van elkeen wat hier staan, en dit wat ek bid, pleit ons dat U engele sal uitstuur, wat hulle verlos en vry sal maak van enige siel en geestesbindings, met mens, dier, selfs hemelliggaam, wat nie U goedkere wegdra nie. Dat U sal verlos en vry maak van enige gees, wat nie deel van die vrug van die Heilige Gees is nie. Dat U hulle sal intree vir al die sonde wat nie tot die dood, al die onwetende sonde, dat U hulle sal loskap. En Here, dat U hulle sal verlos en vrymaak, en hulle sal vasbind met die 3-dubbele tou van Prediker 4 vers 12, en uit hulle uit sal ruk en sal vat, waar U dit wil hê in Jesus Christus se naam. En ek bid dat U hulle sal vernuwe met die volle vrug van die Heilige, dat U hulle daai absolute honger in hulle gees en hulle harte sal gee, om van hier af uit te stap, maar diensknegte te wees van U koninkryk, minder in self, meer van U. En dat hulle mekaar sal bou en op die hande dra, want om 'n Christen te wees is nie 'n one-man show nie. Ek sluit af. U ken elkeen wat hier staan, by die naam. Ek bid ook vir elke vrou wat hier voor my sit. U ken hulle gees en hulle harte, U weet wat binne hulle harte omgaan. Ek bid vandag, as dit U is, U sien hulle lewens, U weet wat in hulle lewe, party staan nie wat nie werk het nie, party het nie kos nie, party se kinders het hulle weggegooi, party die kinders het, die ouers weggegooi, neem my die ouers, die kinders, is baie seer, Here, en ons vertrou op U, U weet hoekom hulle sit waar hulle sit, en ek bid nou in Jesus Christus se naam, die getuies van die hemel en die hel, hoor wat ek spreek, as dit U is, wat oordeel straffe vergeld in hulle lewe, mag U wil geskied. As U vir Satan toestemming gee om hulle op hierdie vlakke te beproef en aan te val, mag U wil geskied, want ek sal U loof, Heer, en prys in goeie en slegte tye. Maar ek bid vandag, as Satan reg in autoriteit kom vat, kom blokkeer en steel en aanval en maak wat hy wil, sonder dat U toestemming gegee het, bid ons vandag vir die absolute val van die vyand in hierdie mense se lewens. Ons bid dat geregtigheid in hierdie mense se lewens sal geskied. Die woord sê U is 'n regverdige God, 'n regverdige regter. Die woord sê die oordeel, straf en vergelding kom U toe, kom nie koer toe nie, kom nie Satan toe nie, kom geen ander mens of hemelliggaam toe nie, die oordeel, straf en vergelding kom U toe, volgens die skrif, die woord, Hebreërs 10 vers 30 en 31. Ek bid vandag, die woord sê, geen wapen sal teen ons gesmee word, en geen haar sal van ons kop afval, sonder die wil van ons hemelse Vader nie. Ek weet vandag in volle geloof, dit maak nie saak wat 'n slinkse, bose, perverse planne Satan ook al het, hy kan absoluut niks doen, absoluut niks, as U hom nie toestemming gee nie, want die woord sê in Johannes 3:27, niemand sal iets op aarde kan doen,
as dit nie uit die hemel uit aan hom gegee is nie. Satan kan net aanval tot daar waar hy die lyn trek, tot daar waar hy vir ons sê, dit is nou genoeg. Dan het hy natuurlik 'n massiewe groot probleem. Here, dankie, die woord sê Johannes 9:31, U verhoor die gebed van 'n sondaar, U verhoor die gebed van 'n regverdige. Ek bid dat hierdie familie in Christus, hierdie broers van my in Christus Jesus sal toevou, Here, dat hierdie dag die begin van groot dae sal wees en 'n pad vorentoe. Here, dit is so baie om te leer. Baie van hulle drink nog melk en hulle geloof, hulle eet nie vleis nie. Maar U wil hulle restoreer, U wil hulle die priesterhoof en koning van hulle huise, U wil hulle voorberei, U wil hulle restoreer. Want ons geloof is in Jesus Christus, net hy kan genees, gesond maak, verandering bring en herstel. En aan hom alleen gee ek vandag die lof en eer. Ek prys U daarvoor in Jesus Christus se naam. Amen. Amen. Ek het ook nie liedere wat ek nog wil sing, dit kan maar gaan sit en goed. Pastoor Allen, jy of Tanya Annetjie, Pastoor Annetjie, wil julle iets op julle hart wat julle wil bydra voor ons die liedjies sing? Ek wil vir julle almal baie dankie sê vir die voorreg. Hierdie kerk het soveel potensiaal, ek het soveel liefde ontvang, nuwe gesigte ontmoet. Ek wil vir julle sê, kom ons ondersteun, ons maak hierdie mense se hande sterk. Christendom gaan nie oor onsself nie. Ons het mekaar nodig. Die Here wil hê ons moet nederig en sagmoedig sodat hy die werk hier kan doen. Ek bid die seën van die Here oor hierdie kerk toe. Ek mag die krag van die Allerheilige God, die krag van die Here oor hierdie kerk kom. Mag die Here hulle woongebied, hulle grondgebied vergroot. Mag hulle bediening van krag tot krag gaan. Ek wil vir almal uitnooi om saam met my nou, vir al hierdie manne wat hier voorkom staan, wat ek voorgebid het, ons moet 2 liedere sing, en dan sal Pastoor Allen by my oorvat. Ek sê vir julle baie dankie vir 'n fantastiese voorreg om vandag in julle lewens te doen. Kom ons staan. Met die krag van God kan ek voor dit gaan staan. Met die krag van God kan ek langs in jou gaan staan. Met die krag van God sal ek met my vyand praat. Ek is sterk met die krag van God. Met die krag van God kan ek die storm slaan. Met die krag van God en ek reg alles ek wil. Met die krag van God het ek lief as jy my hart. Ek is sterk met die krag van God. So ek sing halleluja, want ek sterk in die krag van God. En ek sing halleluja, want ek sterk in die krag van God. As ek weer val op my knieën, voor ek is sterk in die krag van God. Soos Daniel wat voor die koning staan, soos Joshua wat die vyande verslaan, soos Abraham wat 'n vrede land ingaan, wil ek leef met die krag van God. So ek sing halleluja, want ek sterk in die krag van God. En ek sing halleluja, want ek sterk in die krag van God. As ek weer val op my knieën, voor ek is sterk in die krag van God. Die krag van die leeuw is kragtig, my God is almagtig. Die krag van die leeuw is kragtig, my God is almagtig. Die krag van die leeuw is kragtig, my God is almagtig. Die krag van die leeuw is kragtig, my God is almagtig.
ek sing halleluja, want ek sterk in die krag van God. En ek sing halleluja, want ek sterk in die krag van God. As ek weer val op my knieën, voor ek voel ek is sterk in die krag van God. Ek is sterk in die krag van God. Amen. Kom ons gee die Here lof en eer. Is jy gereed? Amen. Amen. Ek wil gereed wees. Ek wil gereed wees vir die een wat kom. Ek wil gereed wees vir die bruidegom. Ek wil gereed wees as hulle ons kom haal. Ek wil gereed wees as Jesus my kom haal. Amen. Ek wil gereed wees vir sy koninkryk. Vir sy koninkryk. Ek wil gereed wees. Ek wil gereed wees. As hy my wil gebruik. As hy my wil gebruik. Amen. Ek wil gereed wees om op te staan. Vir sy koninkryk, vir sy heiligheid, vir sy grote naam. Lag op jou hande, loof die Here. Net soos wat jy is. Net soos jy wil. Net soos jy wil, Here. Reinig my in die vuur van die heilige. Vorm my vandag, Here. Net soos jy wil, Here. Net soos jy wil. Want ons wil gereed wees. Ek wil gereed wees. As wie kom? Jesus kom. Amen. Ek wil gereed wees vir sy koninkryk. Ek wil gereed wees as hy my wil gebruik. Ek wil gereed wees om op te staan. Vir sy koninkryk, vir sy heiligheid, vir sy grote naam. Kom voor my, net soos jy wil. Net soos jy wil. Kom reinig my in die vuur van die heiligheid. Kom voor my, net soos jy wil. Ek wil gereed wees. As Jesus kom. Amen. As wie kom. Ek wil gereed wees. 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 As Jesus kom. As Jesus kom. Ek wil gereed wees. 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 As Jesus kom. Net soos jy wil. Kom reinig my in die vuur van die heilige naam. Kom voor my, net soos jy wil. Want ek wil gereed wees.
Jesus kom. Ek tel 3. Dan sê jy, Jesus! 1. Maar nou luister mooi, hier's baie ongelowige mense rondom ons. Soos ek sê 3, dan skree jy so Jesus net dat hulle dink hierdie dak breek. Is jy reg? 1, 2,